Julle, ons is besig met hierdie reeks en ons eindig vandag hierdie reeks wat ons noem teëspoedtreffers. Hooplik het jy al nou 'n bietjie voorspoed al beleef van jou teëspoed afval. Maar hier is die gedagte wat ons het, is maar net baie eenvoudig. Wat as ons terug kan gaan in Israel se geskiedenis en van hulle moeilikste tye waarin hulle was, 'n liedjie kon speel vir hulle. En as hulle daai liedjie gehoor het en dit uitgeleef het, sou hulle teëspoed en voorspoed verander het. Wel, ons het na 'n grootste teëspoed gekyk, al 3 liedjies uitgesit en vandag die 4de een en hierdie treffer se naam is Weer en Weer. So terwyl hulle finansies gaan opneem, gaan ek vra dat ons na hierdie treffer sal luister. So kom ons geniet hom. In die dag van ons rigters, nou vry in ons eie land, tog het ons ander gode gekies en vergeet van uw hand. Maar uw hand het nie gewankel nie, u het gebly aan ons kant. Ons val weer en weer, toch red u elke keer. Wanneer ons weer wegdwaal, bly u ons kom op. Weer en weer, ry u getrou. Weer en weer, red u ons nou. Self waar ons hier ver van u staan, vind u ons weer en roep ons by naam. Hierdie treffer, as hy. So hierdie treffer is geskryf in die tyd van Israel, van waar hulle al die rigters gehad het. Nou ek weet nie wanneer laas het jy die boek van rigters opgetel en deurgelees nie, maar hierdie was een van daai seisoene waar dit net heen en weer was vir Israel. Laasweek het jou gepraat oor hoe hulle in die beloofde land, op pad beloofde land toe was en vasgesit het in die woestyn, vir 40 jaar, na 400 jaar se slawerny, dis 'n lang tyd. En uiteindelik kom hulle by die beloofde land, uiteindelik kom hulle by verligting uit, uiteindelik kom hulle by die mooi uit, uiteindelik is jy daar. En weet jy wat beleef hulle? Moeilikheid. En wat gebeur by die rigters, is dat Israel kort 'n leier en God stuur 'n leier en gee vir hulle hierdie rigter, wat hulle genoem het, die leiers was rigters, en dan sou dit goed gegaan het met Israel, maar omdat daar soveel ander nasies binne in Israel was, het Israel heeltyd afgedwaal. Dis asof die boosheid so naby was, dat hulle gegryp het na elke liewe ding wat om hulle was, en voor hulle oë uitvee, het hulle afgedwaal, en vind hulle self op 'n slegte plek. Dan kom hulle weer na by die Here, dan dwaal hulle af, dan vind hulle weer self op 'n slegte plek, dan kom red die Here hulle. En so gaan dit vir nog 300 jaar. Praat van weer en weer. En toe ek dit lees hierdie week, toe kom ek net weer agter, maar jene, hierdie storie van rigters is nie ver uit van waar ek en jy leef nie. Want Israel vind hulle self, hulle is uiteindelik daar. Uiteindelik, hier kom die lig aan die einde van die tunnel. Uiteindelik, na 440 jaar se gesukkel, hier is ons nou, net om nog te sukkel.
Het enigiemand al so gevoel in lewe? Waar jy gebid het en jy bid en dit lyk, hier kom jy antwoord, dan kom jy antwoord en dan kom hy saam met nog probleme. Okay, net ek. En al die ouers hier. Kom aan. Jy weet, ons het baie keer hierdie seisoene van lewe waar ons net sê, maar as dinge net bietjie anders kan wees en dan kom die ander seisoen en dan sit ons net weer met 'n probleem. Dan kom ons deur daai uitdaging en dan gaan dit weer goed en dan is ons weer naby en dan voel dit maar, hier kom die teëspoed weer en ons sit net weer vas. En dalk is hierdie die storie en die prentjie van jou verhouding met God. Waar jy naby aan hom voel en jy hoor sy stem en sy leiding en dan stadig maar seker is die boosheid naby en iets gryp jou en jy val vir versoekings en jou hart dwaal af en dan ewe skielik vind jy jouself op 'n slegte en 'n donker plek en 'n leë hart en dan kom jy weer terug en jy's weer hier en dan kan jy weer soontoe. Het jy iemand al heen en weer beleef van die seël? Okay, lekker diens. Julle moet 'n fantastiese dag hê. Ek praat weer verkeerde ouens. Julle het hierheen uitgefigure. Man, hier is ons almal. Ons almal gaan deur daai seisoene en ons almal word heen en weer geruk. En hier's waar die rigters hulle self bevind. Trouwens, as jy Rigters 2 begin lees, dan sal jy vinnig net 'n opsomming van die hele boek Rigters gaan lees. So as jy jouself wil spaar om net die storie te leer ken, gaan lees Rigters 2, maar hier's 'n paar verse. Vanaf vers 16, hoor wat gebeur. Die Here het egter leiers na vore laat kom om die volk te red van die mense wat hulle beroof het. Maar die volk was nie gehoorsaam aan hulle leiers nie. Hulle het agter ander gode aangegaan en hulle aanbid. Hulle het gou afgewyk van die koers wat hulle voorouers ingeslaan het, naamlik die Here se gebooie te volg. Hulle het nie dieselfde koers gevolg nie. Wanneer die Here vir hulle leier gegee het, was hy saam met daai leier en hy het die volk gered en hulle vyand solank as wat die leier geleef het, geseën. Die Here was jammer vir sy volk wanneer hulle gekla het oor die mense wat hulle laat swaar kry het en hulle onderdruk het. Sodra die leier egter sterf, het hulle maar weer teruggeval op hulle ou weë en het hulle nog erger te kere gegaan as die mense voor hulle. Hulle het agter vreemde gode aangeloop en om hulle te aanbid en hulle voor hulle te buig. Hulle het nie van hulle verkeerde dade afgesien en hulle eie willigheid gelos nie. En hierdie is so interessant vir my. Want een ding wat my tref uit hierdie storie uit, is jy hoor die heen en weer soos wat Rigters nou hier verduidelik vir ons. Maar een ding wat ek so oor gewonder het. As jy kom by die storie van Rigters en die antwoord lê in die boek en selfs in die hoofstuk 2. Sal jy sien, maar Israel stap in hierdie beloofde land in en hulle is uiteindelik daar, Joshua het hulle 'n plek gegee, hulle het hulle nasie, hulle het hulle stuk land en hulle is nou daar. Maar hulle is nie aleen is daar nie. God het hulle daar laat bly. Maar hulle was omring met ander nasies, julle. Ek bedoel, dit was die Moabite, die Hittite, die Selulite, dis al die ite wat jy kan kry, wat net jou lewe wil sleg maak. Hulle is omring van alle kante af, die Filistyne aan die weste, en dit is net all over, dis chaos. En Israel sit en hulle het 'n stukkie land en is so lekker, maar jy moet ook hier sit, want hier is net mense hier om ons. En dan, hoe meer hulle oog gedwaal het na die boosheid om hulle en die aanvalle van alle kante af, het my net begin wakker word weer vir waar ons is. Jy weet, God kan jou selfs posisioneer op die plek waar hy wil hê jy moet wees tans in jou lewe. Jy het die regte verhoudings, jy het die regte kerk, jy het die regte vriende, jy het die regte Bybel, jy het die regte geestelike toestand binne in jou hart. Maar nog steeds kan die boosheid jou omring. Hoor mooi, die boosheid om jou definieer God se afwesigheid by jou nie. Net omdat daar dinge om jou is, beteken nie daar's iets verkeerd met jou lewe nie. En ek sê dit want so baie mense wat hulle oë dwaal en sê maar, Jesus, kan die duiwel nie net bietjie gaan lê nie. Duiwels weer los, hy was nog altyd los, by the way. Ek het eendag so great ou gehoor preek, hy sê, weet jy, die Here het op die kruis die duiwel vasgebind en hy's vir ewig oorwin en dit is so en dis gewoonlik waar almal hardop aan mense skryf en die Here het oorwin. En dan net 'n paar dae daarna die duiwels weer los. En die predikant stap op en hy sê, luister jy, ek hoor heel week iemand maak die duiwel los. Wie ook al daai ou is, kan jy asseblief op die duiwel losmaak want Jesus het hom nou vasgebind. Ek los hom net daar. En dis hoe mense al voel in hierdie wêreld. Luister jy, die boosheid is om ons. Ons praat as ouers en vaders vandag, jy weet, ons kinders wat ons probeer grootmaak in hierdie wêreld. En mense sê, maar wow, Jesus, dit moet taaf wees, want boosheid is so naby. Hey, boosheid was nog altyd naby. Selfs toe in die beloofde land was die boosheid naby.
Wat maak dat ek en jy God se wil sien en sy voorspoed sien, is nie die afwesigheid van vyande en boosheid nie. Hoor mooi. Dit gaan oor die boodskap van die rigters, te midde van die boosheid wat ek en jy vandag nou moet luister. Want God het hierdie leiers opgerig en gesê, julle moet 'n duidelike boodskap gee aan Israel. En as jy gaan luister na die boodskappe Israel, dan gaan jy beweeg van teëspoed na voorspoed. Ek sal by jou wees, ek sal jou seën, ek sal jou beskerm, ek sal by jou wees. En vandag wil ek net vir 'n kort rukkie. Dis Vadersdag, ek moet vinnig preek. Dis die grootste geskenk van 'n prediker aan 'n vader, as hy hom net in 10 minute. Ek draai my bes hierso. So wat is die boodskap van die rigters aan Israel gewees? Hoe het hulle gesê, hier is hoe ons wegbly van die heen en weer. Hier is hoe jy wegbly van afdwaal, hier is hoe jy wegbly van al die goeders wat aanloklik is in hierdie wêreld, wat jy eintlik uit jou hart wil verstrik. Die eerste ding, en ons 3 goed, die eerste ding is vertrou. Dit was hulle boodskap. Dis diep, hè? Vertrou die Here. Maar hoe baie hoor jy al daai sin in jou lewe? Vertrou die Here. Maar hier is die verskil van hulle boodskap. Hulle het nie net gesê, vertrou die Here want dit is 'n mooi Christelike sin nie. Of vertrou die Here want dit is wat ons doen nie. Hulle het dit nie aangekondig as 'n opdrag in die sin van luister, jy tik net hierdie boksie nie. Hulle het dit aangekondig as onthou ons leefstyl. Hier's mense op planeet Aarde en hulle oë het gedwaal en julle sien, hierdie mense, hulle volg roem. En hoe meer roem hulle het en hoe sterker hulle nasie is, hoe meer voel hulle is die mense waar hulle moet wees in lewe. En die rigters het gekom, maar Israel, dis nie ons nie. Ons is nie die mense wat voel, eers as ons gestig is en nou is ons reg en nou ewe skielik is ons waar ons moet wees nie. Ons is waar ons moet wees want ons vertrou die Here. Dit bepaal 'n leefstyl. Dit was nie net 'n boodskap van, hey, onthou net om bietjie te bid. Onthou om die Here te ken in jou saak nou en dan nie. Dis nie wat die rigters gesê het. Hulle het gesê, en alles wat ons doen, vertrou God. Hoe lyk vertroue? Wel, hier is dalk 'n sin wat jou kan help. As jy weet jy vertrou die Here, dan doen jy wat nie sin maak nie. Dit klink nie great nie, hè? Want dis waar Israel geval het. Dit was die boodskap van die rigters, want Israel was daar, hierdie klein ou volkie daar so in hulle land, omring deur al hierdie boosheid, en hulle sien toe maar, hierdie ouens het soveel mag, hulle is soveel sterker as ons, hulle het soveel meer hulpbronne, maar kyk hoe doen hulle dit, en hulle oor raak gerig op hierdie Filistyne. Hulle sê maar sommer die Filistyne check, hulle het 'n leier. Man, en hierdie leier kan veg, en hy's 'n generaal, en hy kan politiese besluite neem, ons soek ook so 'n leier. Hulle oë dwaal af en stadig maar seker. Omdat hulle vergelyk, begin hulle ophou vertrou. En jy skielik begin hulle sê, maar as ons lewens net so kan lyk, dan sal ons okay wees. En hulle raak so blind. So blind soos ek en jy, partykeer. Hulle kom uit 'n seisoen uit, waar God hulle leier was. Waar God daar staan en sê, ek het julle uit Egipte gaan haal. Ek het vir julle voorsien deur wonderwerke. Ek het 'n vuurkolom en 'n wolkkolom vir julle gestuur. Ek het die Egiptenare verwoes. Julle het niks gedoen nie. Ek is julle leier. En hulle het gesê, nee, maar ons soek 'n leier wat ons kan sien. Ons soek 'n leier wat ons kan verstaan. Ons soek 'n leier waarmee ons kan redeneer en na my behoeftes net kan omsien soos ek dit wil hê. Want dit werk by die mense om ons. En julle, ons leef in hierdie tyd. As my lewe net bietjie so kan lyk, as ek hierdie huis kan hê, of ons land net hierdie regerder kan hê, en as ons net hierdie ekonomie kan hê, ons net hierdie en hierdie en hierdie en hierdie, en ons leef met aardse riglyne. Hoor die geskenk, en dalk het jy nog nooit gehoor in jou lewe nie. Maar ons leef nie met wêreldse beginsels nie, ons leef met hemelse beginsels. Ander woorde, prakties gestel, ons leef met die reëls van God as ons president. En dit is wat die rigters hier sê. Sê Israel, julle vergeet. Julle vergeet wat is vertroue. Vertroue is om te leef nie met 'n wat-as mentaliteit nie. Om te sit en te dink wat kan verkeerd loop in jou lewe en die sommetjies en die risiko's so op te tel nie. Dis nie 'n vertrouensleefstyl nie. Mense wat God vertrou, sit nie in situasies en dink aan alles wat verkeerd kan gaan en neem hulle besluit op grond van dit nie. Is ons daar?
Ja, as jy nie weet nie, ja. Ons is daar. Hulle was daar. Om te leef in 'n vertrouensmentaliteit is om met 'n oop hand te leef. 'n Oop hand met sê, Here, hier is ek. Gebruik my soos U wil. My tyd is U tyd. My hulpbronne is U hulpbronne. Here, my familie is U familie en jy leef met 'n oop hand. Jy laat son skyn oor mense. Jy raak nie afgunstig op goed, jy raak nie gulsig en gierig nie. Jy voel nie jy moet nog hê om te kan vol wees in jou siel nie. Ons is dankbaar in alle omstandighede, al is dit in die tronk. Hoekom? Want God. Ons vertrou hom. Alle gesag, alle mag is aan hom gegee. En as ek bietjie in 'n plek is waar boosheid om my is, wel dan wil God dit so hê. My werk is nie om die boosheid weg te jaag nie, my werk is om in sy hand vas te hou. En dis hoe ons leef. As dit swaar gaan met ons, voor ons hardloop om probleme op te los met ons eie intellek, raak ons eers stil en ons vra die Here, Hemelse Vader, U sien waartoe ons gaan. Here, lei my hart, lei my denke, rig my oë. Want Here, ek kan nie deur hierdie gaan met 'n aardse mentaliteit nie. Ek vertrou U. En julle Israel het geval. Hard geval. Want hulle het gedoen wat net vir hulle sin gemaak het. As jy God vertrou, dan maak dit nie sin nie. Hoe maak dit sin? Om jou tyd te gee vir 'n plek waar jy waarde kan toevoeg aan 'n ou wat niks vir jou kan doen nie. Maar jy beteken net iets vir hom. Maak nie sin nie. Want jou tyd is klaar beperk, die werk soek dit, die kerk soek dit, jou kinders soek dit, die skool soek dit. Almal soek jou tyd en nou wil jy nog tyd bestee aan iemand wat onbelangrik is. Dit maak nie sin nie. Dis wat God van ons vra. Vertrou hom. Leef met 'n oop hand. As dit kom by angs en bekommernis, voor ons bekommer bid ons. Voor ons sien dinge in ons huis lyk nie lekker nie, voor ons met ons eie oplossings inhardloop, kry almal bymekaar en sê, hey ouens, onthou my gesin, ons vertrou die Here. En ek weet nie waar ons almal, hoe ons hier gaan uitkom nie, ek weet nie wat sy plan nie, maar die Here sal ons lei. Kom ons hou ons harte net op vertrou. Julle, ons moet weer daar kom. En Israel sukkel vir 300 jaar met die ding. Sukkel. Selfs so, toe die rigter se seisoen klaar was, lees ons in 1 Samuel 8, waar hulle nog steeds beklei oor hierdie ding. En hulle beklei met die profeet Samuel, en hulle sê vir hom, nee, ons wil nogtans 'n koning hê, het hulle gesê. Ons wil soos die nasies om ons wees. Ons koning moet oor ons regeer en ons op die slagveld lei. En ek kan net dink toe hy woorde sê, sit Samuel daar en hy sê, maar julle het so 'n koning. En dis God. En ek dink baie keer moet ons hierdie stem in ons eie lewens ook hoor. Hoekom stres ons so? Hoekom praat ons so negatief? Hoekom voel ons baie keer so in 'n gat vasgevang? Jy het so 'n koning. Hy sal vir jou opstaan, hy sal jou lei en hy sal vir jou veg. Vertrou net. Doen wat nie sin maak nie. Die aarde gaan vir jou sê, maak 'n plan. Jy gaan sê, ek vertrou die Here, ek gaan doen wat ek kan. Maar God sal doen wat hy ook kan. Ek gaan nie uitkomste probeer forceer nie. Die beste definisie van geloof in my wêreld, wat my help, is geloof bepaal nie ons uitkoms nie. Dit bepaal ons uitkyk. Bepaal die oë waarmee jy situasies sien. En los die uitkoms vir die Here. Dis hoe jy dit vertrou. Los wat gebeur vir hom. So vertrou is die eerste boodskap van die rigters. Die tweede ene, wat ry met vertrou, is berou. En hierdie was 'n groot ene wat hulle gedoen het. So nie net was dit vertroue van doen wat nie sin maak nie, hulle het geroep, julle moet berou hê, en dit is doen wat nie reg voel nie. Jy weet, Israel het op hy plek gekom waar hulle so 'n bietjie entitled geraak het. Hulle het gedink, God skuld hulle. Ons is mos die uitverkorene volk. Here, maar kom doen iets vir my. En die Here, as iets vir my doen nie, dan gaan ek maar my eie toekoms bou. En hulle kom nie agter hoe skadelik hulle sonde is nie. Hulle kom nie agter hoe groot ripple effek hulle ongehoorsaamheid het nie. En hierdie is iets wat ons in vandag se tyd net so sterk moet hê. Ons sien in een van die stories van rigters, een van die leiers was 'n bekende ou Samson. Julle onthou vir Samson, die sterk ou met spiere, lyk baie soos ek. Maar iets wat interessant is, as jy Samson se lewe gaan lees, sal jy sien in Rigters 16, dat iets het so dramaties gebeur.
Maar iets het net so soortgelyk gebeur in koning Dawid se lewe wat later gekom het. Maar die twee se reaksies op die situasie is wêrelde uitmekaar uit. Nou, hier's wat gebeur het. Samson het begin ongehoorsaam raak. Hy het sy berou begin verloor oor sy sonde. Hy het agtergekom as ek een tree uittree, ag is okay, ja, is bietjie nagevolge, maar is daarmee so erg, ons almal is mens in ons woorde. En nog 'n tree gegee, nog 'n tree gegee, nog 'n tree, en sonde het sy norm begin word. Soveel so dat hy die grootste opdrag wat hy gekry het van God nie gehoorsaam het nie. En iets het in daai oomblik gebeur. In Rigters 16 vers 20 staan daar, maar hy het nie eers geweet dat die Here hom verlaat het nie. Dis hoe groot ripple effek ons sonde kan hê in ons lewens. Dat ons nie eens agterkom. Ons is so uit die wil van die Here en ons harte is al so verhard teenoor hom dat die Here sê, gaan maar. Jy stel nie belang in my wil nie. En Samson noem homself nog steeds deel van die uitverkorene volk. Hy's nog steeds 'n rigter, hy's nog steeds hierdie ou wat God roep. Hy roem in sy titel, maar sy hart is so ver van God af. En in vandag se tyd is ons baie keer daar. Omdat die boosheid so naby is, regverdig ons die sondes in ons lewens, want ons sonde lyk nie so erg as daai mense se sonde nie. En sonde kan ons norm raak. Ons kan goed regverdig in ons lewens baie vinnig. Die ripple effek van sonde is massief. In Dawid se storie, hy het ook uit God se wil uit beweeg. En die oomblik toe hy dit besef, toe gebeur daar iets amazing. Ja. Hy hardloop na die woord van berou toe. En hy gaan na God en hy bid hierdie gebed, en 'n baie bekende gebed in Psalm 51, en julle ken hom, maar ek lees vir ons 2 verse daaruit. Hierso is sy versoek. Hierso is sy honger. Hierso is wat hy vir die Here vra om te doen in daai oomblik. Hy sê, moenie let op my sondes nie, Here. Wis al my oortredings uit. Skep vir my 'n rein hart oor God. Gee vir my 'n nuwe standvaste gees om te kan bly by die Here, né? Moenie my verban weg van u teenwoordigheid nie en moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Dis sy versoek. Dis nie, Here, vergewe my sonde dat ek beter kan voel en hemel toe kan gaan nie. Dawid weet, die grootste ding wat kan gebeur, as ek in ongehoorsaamheid aanhou beweeg, gaan God se Gees dalk vir my af weggaan, want hy kan nie my werk nie, want ek rebelleer teen hom. En ek kan dit nie eens weet nie. Want hy het dit gesien en gelees in Samson se storie. En al wat hy vra is, Here, asseblief moenie u Gees vir my af wegneem nie. Here, asseblief moenie u Gees vir my af wegneem nie. Hoekom praat ek hieroor? Vader, spesifiek vir ons, nou, een van die grootste geskenke wat ons kan hê is sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Dis een van die grootste geskenke wat jy kan hê in jou huisgesin. Om te weet waarmee die Here besig is in jou mense, in jou gesin. Selfs vat daai mentaliteit en daai sensitiwiteit na jou werk doen, oral waar jy gaan, dat die Here jou kan lei daar waar jy is. Dis een van die grootste geskenke. En die duiwel weet dit ook, maar weet jy hoe probeer die duiwel daai sensitiwiteit belemmer? Deur sondes te regverdig. Jou in ongehoorsaamheid te laat beweeg. Dan raak jy stom vir daai sensitiwiteit. En al hoe jy sensitiwiteit vir die Gees kan behou, is deur berou. En daarom roep die rigters vir Israel en sê, berou, julle moet berou hê vir julle sondes. Moenie net sê, ag Here, jammer, ek is sorry daaroor, vergewe my asseblief weer, in Jesus se naam, amen nie. Besef hoe groot die impak is. Dat as jy God se stem verloor, kan jou kind ook. As jy weg is van God se wil, jou kinders volg agterna, besef die impak, vaders. Dat die ripple effek is generasioneel, wanneer ons die sensitiwiteit vir die Gees verloor. En hier's 'n brawe gebed om te bid. En soos Dawid gebid het, maak my hart rein, kom skep vir my 'n standvaste Gees. Hy bid vir iets binne hom te gebeur, wat so in lyn is met God, hoor mooi. Dat hy ook so sensitief sal wees vir sonde, soos wat God is. Nou almal hierso wat die Here al ken, het dit al beleef. Jy weet, voor jy die Here geken het, was jy okay met 'n klomp ander sondes in jou lewe. En toe kom die Heilige Gees oor jou lewe en die heel eerste ding wat hy doen met ons, hy oortuig ons van ons sondes, want dis wat ons naby kry aan God om te besef ons het hulp nodig. Ons is afhanklik van die Here. En dan op daai oomblik as jy berou het vir die heel eerste keer en jy gee jou lewe vir God en jy leef nou in 'n vertrouensmentaliteit tot die Here. Iets amazing gebeur, jy word vol met die Heilige Gees. En raai wat gebeur dan?
Die God van die heelal bly nou in jou. Weet jy hoe sensitief vir sonde gaan jy nou wees? Die heilige God, die rein God is nou in jou. Daarom gaan jy so 'n bietjie meer sensitief voel oor sondes daar buite. Dis my en jou keuse om te sê, gaan jy ja sê of nee sê? En as jy ja gesê het, hê berou en kom terug, want die ripple effek van ongehoorsaamheid is groter as wat ons besef. So vertrou, berou, hier kom die laaste ene. Hulle roep was getrou ook. Die rigters het gesê, Israel vertrou die Here. Israel het berou oor julle sonde. Israel, wees getrou aan God. In ander woorde, bly doen wat reg is. Bly doen wat reg is vir die Here. Maak dit jou vreugde, maak dit jou strewe, maak dit jou grootste doelwit onder die son. Ja, ek weet jy het 'n besigheid, ja, ek weet jy het 'n gesin, ja, ek weet jy het kinders, ja, ek weet jy het 'n vrou, ek weet daar's baie mense wat na jou kyk, maar jou grootste mikpunt moet niks van daai onderwerpe wees nie. Jou grootste mikpunt onder die son, as enige persoon wat homself 'n Christen noem, moet wees, bly die regte ding doen vir die Here. Stel hom tevrede. As jy dit jou life mission maak, ek beloof jy is op 'n goeie plek. Nou, hoe kry ons hierdie reg? En hierdie is iets wat ons lees. In Rigters 21 en ek vat ons hiernatoe. En dis 'n groot vers. Hoe kry ons hierdie tipe ding reg? Verse soos hierdie maak ons so hoop. Terwyl Joshua nog geleef het die volk die Here bly dien. Terwyl die leiers ook oor was wat langer na Joshua geleef het hulle nog die Here gedien. Hierdie mense het nog al groot dade beleef wat die Here vir Israel gedoen het. Nou hierdie vers is so klein, want dit sê maar net, as die leiers hulle plek ingeneem het Israel gedoen wat hulle moes doen. As hulle nie hulle plek ingeneem het nie, dan het hulle uitmekaar uitgeval. En hierso lê die roep vandag vir ons as Vader spesifiek ook. As ons praat van getrouheid aan God, bly doen wat reg is. Hoe kry ons dit reg as die bose daar is? Hoe kry ons dit reg as ons aan die pad afry en versoekings val op ons neer? Hoe kry ons dit reg as hierdie wêreld ons roep om net meer te kan maak, as alles duurder raak, as alles net vir ons sê, fokus op aardse dinge. Hoe kry ons dit reg om bo alles te sê, maar my doel is om God tevrede te stel en ek bly doen wat reg is, al kos dit my op die aarde. Al kos dit my dat ek nie voordele op aarde plikkie, maar eerder in die hemel. Al doen ek, hoe kom ek daar? Dis verse soos hierdie ene wat my daar soontoe vat. Want ek besef, as 'n rigter nie sy plek inneem nie, gaan meer as net die rigter ten gronde. As 'n rigter nie sy plek inneem nie, is dit 'n kind? Is dit 'n gesin? Is dit 'n familie? En is dit ook generasies na hulle? En die roep vandag is, ons moet ons plek inneem. Want as rigters hulle plek inneem, gaan dit goed met die volk. As rigters hulle plek inneem, seën die Here. As die rigters die plek inneem, maar wat is die rigters? Hoe lyk hierdie ding? Hier's hoekom ek bou van die boek van Rigters. Want jy sien, Rigters, gelees het, dit is die doodgewoonste mense wat jy in jou lewe sal sien. Okay, dit het niemand geraak nie, kom ek stel dit anders. Dis leiers wat baie meer onbekwaam is as ons president. Okay, dit het 'n bietjie gehelp. Julle. Soos vir die eerste rigter, daar was 12 rigters gewees. Vir die eerste rigter, Otniel was sy naam gewees. Nou vaders, ek weet nie wat jou kind noem nie, maar ek dink daai is 'n goeie een hè. Otniel, kom hier my seun. Kan dalk werk in Lion King, maar niks anders sê. Hierdie man het nie eens geglo in sy eie stem nie. Soveel so dat hy sy vrou gevra het om te gaan praat met sy skoonpa. Net vir 'n bietjie nog grond, dat hy bietjie kan boer, dat hy bietjie iets kan doen. Hy gebruik sy vrou om dinge te doen, want hy is nie man genoeg nie. Maar hy is die rigter van Israel. Here, verkeerde ou. Ja, daar's baie. Daar was ouens wat 'n sluipmoordenaar was. Ons ken Samson se storie, bekende ou, hoe hy afgedwaal het en gemanipuleer het. Hy was die koning van manipulasie.
Die lys van die rigters is nie die beste morele mense nie, is ook nie van die sterkste leiers nie. Hulle was doodgewone mense wat God gesê het, al wat ek wil hê jy moet doen, rigter, en hier is al wat 'n rigter was, is 'n rigtingwyser. Dis al. Jy moet net die stem dra van, hier is God. Hey, dis nie so challenging nie. Jy hoef nie al die politiek in die land uit te figure nie, jy hoef nie almal se hart te verstaan nie, jy hoef nie die wysheid van die hemel af te hê nie, en jy hoef, al wat jy moet doen is in situasies kom, en dit wat vir God belangrik is, belangrik hou onder die mense. Dis dit. Die leiers van die rigters was die ouens wat die meeste omgegee het, nie net vir die mense nie, maar vir dit wat God op sy hart het. En dis hoekom hulle die rigters was. En jy het afgedwaal. En jy het nie perfek gekry nie. En vandag is dit 'n mooi boodskap vir elkeen van ons, want vaders, hoeveel keer val ek en jy soos die rigters? Jy hoor elke keer op Vadersdag, jy moet beter doen. Want jy weet jy moet beter doen. Ons weet ons hierdie areas waar ons val, ons weet ons is nie vader genoeg nie, ons is nie man genoeg nie, ons voorsien nie genoeg nie. Die wêreld skree op ons doen meer. Vandag kom die Vader van die heelal na my en jou toe, en hy sê, al wat ek van jou verwag, is, wees my rigtingwyser in jou huis. Dis al wat ek van jou verwag. Jy gaan val, maar selfs in jou val, draai terug na my toe en wys hulle, wees die rigting oor wanneer jy val, hoe kom jy terug by God? Wees 'n rigtingwyser. Hê berou. Wys jou mense hoe lyk vertroue. Hê die stem, wanneer dit bietjie angstig raak in jou huis, kry die mense bymekaar en sê, hey ouens, ek wil net bietjie rigting wys. Ek weet nie wat die plan is nie, en ek weet jy dalk nou seer, en ek weet my dogter of my seun is taaf by die skool, ek verstaan hierdie goed, maar ek moet net vir jou sê, God sal jou nie los nie, en hy is waardig om te vertrou. Doen jou bes en los God vir die res. Los hulle daar. Bly net die regte ding doen. Bly net die regte ding doen. Weer en weer is ons boodskap vandag. En al val jy weer en weer, weet julle wat is amazing van ons God? Hy red weer en weer. Dis die storie van rigters. As hulle geval het, was hy weer daar. Soos 'n vader wat help. Soos 'n vader wat kan optel, soos 'n vader wat kan afstof en sê, my boetie, ons gaan weer. Hou jou stem. Wees 'n rigtingwyser. Nie in jou eie naam nie. Nie omdat jy kan breëbors rondloop oor jou Bybelkennis en alles wat jy het nie. Loop nederig in jou huis rond. Want al hoekom jy 'n rigter kan wees, is omdat jy net gekies is deur die Here. Niks anders. En daarom kan jy opstaan en jy kan jou kinders se hande vat en 'n gebed bid wat jy self nie eens weet wat se woorde jy oorval nie, of so diep is dat hulle weet nie wat hulle verstaan nie. Jy kan net daar wees. Wees net 'n rigtingwyser. En manne, hierdie is so 'n mooi uitnodiging vir my en jou. Ek hoop ons mis dit vandag. Hou op probeer uitkomste forceer in jou huis. Dis God se werk. Hy is God, nie ek en jy nie. Los die uitkomste vir hom, wees net 'n rigtingwyser. Ek onthou, toe ons hierdie kerk begin het, en ons gaan deur 'n rowwe tyd, en my kantoor was in die garage op 'n stadium, en ek sit daar tussen olie wat nou net onlangs gebrand het, in die kar staan in die garage, en ek sit daar by die tafel, en ek sê, Here, hoe gaan ons hierdie kerk bou? Ek weet nie. Met COVID en dit, en al die uitdagings wat voor my lê, en die boosheid voel naby, ek is daar, nee, ek is daar. En net vir 'n oomblik kry ek net so 'n glimps van waar die Here my net bietjie herinner wie ek was. Nie toe ek 'n pastoor geword het nie, maar toe ek 'n kind van God geword het. En hoe amazing goed ek beleef het saam met hom. Nie omdat ek enigiets reg gedoen het nie, maar net omdat ek opgestaan het en 'n rigtingwyser was op stadiums. Ook op die sportveld tussen my pelle net bietjie rigting kon wys, en ek het meer op my woorde geval, is die regte antwoorde vir hulle gee, en ek nie my Bybel goed geken nie, maar ek was daar en ek net probeer rigting wys. En hoeveel ouens het saam na God toe gedraai weens dit. Ek onthou daai stories en dit gaan so deur my denke. En ek staan op van daai tafel af, en my mismoedigheid los ek by die tafel, en my bekommernis los ek by die tafel, en ek stap nou na Stefanie toe en ek sê vir my engel, een ding is verseker. Ek is dalk nie die beste kerkbouer onder die son nie, en ek is dalk verseker nie die beste pastoor onder die son nie. Ek is nie die grootste prediker nie, en ek weet die meeste van die Bybel nie, en ek weet nie waar om te gaan nie, maar een ding kan ek wel goed doen vir God. En dis dat ek mense na hom toe kan wys. En ek sal dit nooit vergeet nie, want toe ek dit sê, toe val dan net iets van my af.
En manne, dalk loop jy met 'n gewig rond en jy probeer 'n klomp goed balanseer in die boosheid en die dit en die daai. Dalk moet jy by jou tafel gaan sit en net weer onthou, maar jy het 'n koning. Moenie soos Israel wees en sê, maar ek moet 'n leier wees en ek moet hierdie ding doen en ek moet daai doen en ek moet al die goed uitgefigure hê en alles moet. Gooi dit af. Sê, ek het 'n God. En al wat ek moet doen is waar ek gaan 'n rigting wys na hom toe. Hy sal al die res vir my gee. Hy is immers 'n goeie Vader. Klink dit soos 'n sorgelose lewe? Julle, dis nie ver nie. Dis die lewe in oorvloed wat God vir ons beloof. So vandag wil ek ons nooi om weer Israel te wees. Nou, wat bedoel ek daarby? Interessant is, gaan doen 'n studie daaroor, die boek van Rigters. Noem God en spreek hulle oor Israel, wat eintlik kontroversieel was vir die seisoen waarin hulle is, want hulle was nie Israel al gewees, hulle was gedeelde nasies, elke ou het sy eie nasie gehad, die stamme van Israel. Hulle was so aangespreek, dit was Juda en dit was al die verskillende stamme gewees, maar toe God praat in Rigters, toe praat hy oor Israel, wat vreemd is. En hier is hoekom, in Israel, wat kom van die vader van die stamme, beteken die volgende. Israel is 'n naam wat hy vir Jakob gegee het wat sê die een wat met God worstel. Dis nie die beste naam om te hê nie. Maar ek love it. Want ek kan relate met Israel. Ek kan relate met 'n Jakob wat stoei met God en ek stoei deur hierdie dinge en ek weet nie waar ek moet wees en nie moet wees nie. En God kom in midde van jou as Israel, waar jy stoei met die Here. En waar jy nie stoei in hierdie wêreldse goed nie, maar met hom en sê, maar Here, ek probeer U volg, ek lei my Here, ek probeer U wil soek, maar Here, wat is U wil? Here, ek stoei met U, want Here, seën my, want ek weet nie, hoe kan ek 'n seën wees vir die wêreld om my, is nie my seën nie, en ons bly stoei met God. En maak dit jou hoof stoei, onder die son. Nie finansies nie, nie kinders nie, nie jou huwelik nie, nie allerhande ander goed, die wees net Israel. Maak jou hoof stoei, Here, want Here, ek probeer in lyn met U leef. En wanneer jy dit doen, wanneer jy agter jou lesenaar gaan sit en jy stoei, op hy oomblik beleef jy Israel. Jy stoei met God, maar jy beleef nie net die stoei saam met God, jy beleef ook die seën van God. Want God se seën rus oor Israel, Ou Testament. En man, ons kort die seën van die Here. Maar dis die vraag dan, gaan jy jou stoei rig na hom toe? Gaan jy jou bekommernisse rig na hom toe? Gaan jy hom toelaat om jou God te wees? Gaan jy onder sy leiding staan? Gaan jy sy gees volg? Gaan jy sensitief bly vir sondes? Gaan jy ophou ja sê vir goed wat jy voorneem moet sê? Gaan jy in sy wil in beweeg? Daar's krag vir jou, daar's hoop vir jou, daar's antwoorde vir ons, daar's wysheid, daar's woorde, daar's 'n God wat wonderwerke kan doen aan ons kant. Ons sal okay wees. Die vraag is net, waar staan ek en jy? Vertroue, berou, getrou. 3 woorde wat die boodskap van Israel was, wat hulle van teëspoed na voorspoed kon vat. Asseblief moenie 300 jaar daarmee worstel nie. Doen dit net. En dalk sit jy hier vandag en as ons die diens nou gaan afsluit, 'n spasie skep vir jou en jou hart tot die Here met een van daai 3. Dalk sit jy op 'n plek waar jy sukkel om die Here te vertrou en jy lê baie meer in na wysheid van hierdie wêreld af en insigte wat sin maak. En jy het al vergeet hoe God wonderwerke kan doen, want jy gee hom nie kans om te doen wat nie vir jou sin maak nie. Jy kan nie wag op hom nie. Jy kan nie beweeg sonder antwoorde nie. Dis nie vir jou genoeg om net te sê ek vertrou die Here nie en te doenig te bly met wat jy het op jou bord nie. En dalk is dit 'n geleentheid vandag waar jy net jou hart heel hartig kan rig na hom toe en sê, Here, boosheid om my, dinge gebeur, maar my hulp kom van U af. Here, ek plaas weer my vertroue in U. U is die God van my lewe. U is die koning van my hart en die koning van my gesin en die koning van my toekoms. U is waardig as die leier. Vertrou hom. Bely dit. En dalk is daar 'n klomp berou wat jy in jou hart moet weer hê. Om te besef hoe groot die ripple effek is van ongehoorsaamheid tot hom. En dis nie omdat jy jou straf en sleg teen jou wil wees. Ek glo met die grootste manier hoe God ons straf is, hy staan terug, julle.
En hy sê, doen wat jy wil doen. Jou grootste vyand is nie die duiwel nie, is jou eie wil. Is jou eie gehoorsaamheid tot jouself. En God gee daai ding, as ons net ons eie koppe wil volg. Hy sê, my seun, as dit is wat jy wil doen, is nie 'n goeie idee nie, maar ek sien jy verhard jou hart teenoor my, en dalk moet jy net weer berou, en sê, Here, ek besef my hart is hard, ek besef ek kies hierdie wêreld bo U, ek besef ek wil vriendskap met die wêreld hê en verhouding met U, maar dit gaan nie saam nie. Here, ek is jammer. Skep in my 'n reine hart oor God, bid die Psalm 51 gebed, maar moenie U Gees van my al wegneem, Here. Sonder U Gees is ek niks. Of dalk het jy 'n roep vir getrouheid. Bly dit net doen. Moet nie laat dit 'n Sondag gebou wees, jy doen dit Maandagoggend. Doen dit Dinsdag, doen dit Woensdag, doen dit Donderdag, doen dit Vrydag, doen dit Saterdag, doen dit Sondag. Dis hoekom ek haal my hoed af, by the way, vir al die ouers wat daar agter sit. Ek haal my hoed vir julle af. En ek is dankbaar vir julle want julle verstaan getrouheid. Ek weet julle het amper my hele preek gemis, by the way, ek weet dit. Die kinders raas, jy probeer dummies kry, jy probeer doeke ruil, jy's daar. Maar jy's hier. Hoekom? Want jy doen wat reg is. Dit gaan nie oor die preek nie, dit gaan oor doen wat reg is. Dis amazing. Kom ons doen hierdie goed oor ons waar ons beweeg. So, manne, hier is my roep, ek weet dis Vadersdag en almal kan dalk hier 'n boodskap uitkry, maar as jy op 'n plek is van een van daai 3, wil ek jou vra om, wanneer ons nou gaan bid, om net saam met te staan, en dan gaan ek ons lei in 'n gebed. En hierdie staan is vir ons staan saam met die Here. Staan in vertroue, staan in berou, en ons staan getrou. So as jy daar is, en die Here prikkel dinge op jou hart, kom ons wys vir hom. Kom ons wys dit baie duidelik. Here, ek staan vir U vandag. So as jy daar is, staan saam met my en dan bid ons. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons soos ons nou gebid het, Here, en vir U gesê, dankie dat ons die voorreg het om U as Vader te kan ken. Dank ons U en bid ons ook nou, Here, dat ons eer U, dat ons U kan ken as ons koning, Here. Die een wat heers bo alles. Die een wat God is bo alles. En Here, soos ons hierdie reeks afsluit van teëspoed, weet ons, Here, U is 'n God wat planne het van voorspoed vir elkeen van ons. Maar jy gaan nie daai planne afforceer nie, Here. U vra samewerking, want U is 'n goeie Vader. U wil nie U wil afforceer en sê, my kind, doen jy net my prentjie nie. U vra samewerking. En daarom weet ek, Heilige Gees, U druk op hierdie klomp manne se harte vandag. Sê, vertrou my. Vertrou my. En Here, U CV is noemswaardig en U is waardig om te vertrou weens dit. U het nog nooit gejok nie. U het nog nooit gesteel nie. U het nog nooit 'n leuen vertel nie. U het nog nooit 'n leebelofte gemaak nie. Alles wat U sê gebeur en alles wat U dink, Here, is goed. U wese verander nooit nie. En daarom ons aan die boek van Numeri kyk, van Rigters kyk, Here, en ons lees hoe U 'n pad gestap het, selfs toe Israel geval het, was U nog steeds getrou. Eer ons hier daarvoor, want U is dieselfde nou hier. U sal ons lei. U sal ons help, U sal ons beskerm. Mag ons oë op U wees en nie alleen wees, Here. As ons in U wil beweeg, Here, is daar seën oor ons eie harte, oor ons denke, oor ons toekoms en alles wat vir U belangrik is, ons gesinne, ons huwelike, ons vriendskappe. Ek bid, seën ons, Here. Here, ek bid ook vir die manne wat dalk hier sit met 'n swaar gemoed vandag, want hulle hou goed in die donker. Hulle skaam oor dinge wat hulle aangevang het. Maar Here, ek weet U skyn dalk weer 'n lig op hulle harte. As dit dinge is soos welles, van rondslaap, rondkyk, pornografie, as dit is van gierigheid en ons wil net nog geld in die hande kry en besittings in die hande kry en dis waar ons voel ons is meer man en meer waardig, waar ons eer lê in materialistiese goed, Here. Here, daar waar ons dalk harte so hard al geword het en ons is bitter teen mense, praat af op mense, waar ons status, ons identiteit geraak het, Here, ek bid hier en nou mag ons berou. En besef, maar die ripple effek van daai goed is verwoesting. Verwoesting. Dis die dood. Dit lei nie na die lewe in oorvloed nie. Sê ons Vader, ons brand ook saam, Here, vergewe ons sondes. Ons het berou oor dit, Here. Ons wil dit nie wees nie, ons wil dit nie doen nie.
Kom gee daarom, Here, vir ons 'n rein hart. Skep in ons 'n nuwe gees, 'n standvastige gees, Here, wat nie deur hierdie wêreld getrek word en versoek word en ons oë dwaal af en ons vergelyk en mag ons net by U bly, Here. Standvastig. Neem asseblief nie Heilige Gees van ons af weg nie, Here. Want sonder U sensitiwiteit van U Gees, Here, wie is ons dan? Wat het ons dan? Sonder U is ons niks. Sê ons Vader, in U goedheid vergewe ons asseblief. En dan ons God, ons Hemelse Vader, help ons om getrou te bly. As dit goed gegaan het met die rigters, het dit goed gegaan met die volk. En Here, ons vertroue lê nie in ons president nie. Ons vertroue lê nie in die ekonomie nie. Ons weet as dit goed gaan by ons huis, sal U ons seën. As ons families besig hou met U, sal U self besig hou met ons families. En ek bid vir ons as manne, as rigters, dat ons altyd rigtingwysers sal wees. Maak saak hoe moeilik dit is, dat ons die regte ding sal bly doen, Here. En nie omdat ons heilig wil voel oor onsself nie, maar Here, omdat ons besef die guns van U is so groot en ons niks wat kan vergelyk daarmee nie. Wat onder aarde wil ons meer hê as dit, Here, as om U tevrede te stel. Dankie, Here, dat ons lewensdoel kan wees en dis waar ware vervulling lê. Ek bid seën elke man, seën elke vader en ons take wat vir ons het as rigters, Here. Geef vir ons daai sensitiwiteit dat ons hierdie leiding kan volg. Geef ons die waagmoed, Here, dat ons kan opdaag. Ons het nie skills nodig om rigters te wees nie, ons het net braafheid nodig om te doen wat vir U reg is. En ek bid, Here, seën ons dan ook met daai waagmoed. Seën elke man, seën elke gesin. En Here, mag ons teëspoedtye verander in voorspoed. In Jesus se naam bid ons dit. Alles tot U eer. Ons almal sê saam. Amen en amen.